julle, rooi wat, dis ek, Friskie Mariski, en dis tyd vir nuus in 'n nutshell. So julle, vir die van julle wat nie die nuus gevolg het nie, dinge gaan weer lekker wit warm raak, en kom ek verduidelik vir julle, hoekom. Verlede week het ons uitgevind, saam met die res van Suid-Afrika, dat daar weer 'n groepie Afrikaners na die USA toe is, om met senior officials te praat. Ja, julle het reg gehoor, okay, ons het 'n representative van SAI, van die Vryheidsfront, en daar is 'n ander belephegende, is dit die regte woord? Anyways, wat deel is van die Kongres in Washington, besig om te gesels oor die krisis in die land. Julle vroeg vandag het SAI 'n pressrelease uitgesit wat sê dat die misdaadkrisis in Suid-Afrika erg onderskat word en veel erger is as wat mens besef. Die insident waar ons hiervan praat nie, maar oor die algemeen, jy weet, word er altyd gesê dat die crime stats van die polisie nie akkuraat is nie, en dat nie alle misdade gerapporteer word of selfs gerekord word nie. So volgens SAI is ons slegs 50% van veediefstal insidente wat deur organized crime structures aangemeld is, word op die polisie se datastelsel bevind. So daar is basies dan dubbel soveel insidente daar buite. En net 15% van jaginsidente wat veral honde betrek word aangemeld. So met ander woorde, julle kan net die somme doen. Woorde, daar's 85% van hierdie insidente wat nie aangemeld word of vervolg word nie. Verder sê hulle dat in die tydperk van Januarie 2025, wat die begin van hierdie jaar is, tot Mei, wat nog verlede maand is, was daar 72 plaasaanvalle en 10 plaasmoorde aangemeld. Wat 'n groot stygings is teen verlede jaar se syfers. Hierdie kort tydperk, kom ons sê in hierdie laaste maand en 'n half, het ek byvoorbeeld van 2 insidente gesien wat onder hierdie kategorie val. Hierso is een, by die Boskop polisiestasie, die 20ste Junie, is daar 'n saak van house robbery, murder in possession of stolen goods aangemeld. So, scenario, complainant indicated that he heard dogs barking outside. When he went and investigated, he was approached by 5 adults, males, armed with pangas and attacked him. The suspect forced entry into another tenant's sycamore plak, attacked and injured them further, and then robbed them of TV and a cell phone. The suspects fled the scene on foot. Hulle het hulle in die bos betrek en toe het hulle die retaliated at shooting the 2 suspects. Yes, die daai het baie hektiek uitgeraak. One died on the scene and the other one was rushed to the hospital and is under police guard. Okay, dit was 10 dae terug. So dit was een van die goedjies wat ek gesien het. Wat daar nie in die polisie report gestaan het nie, en hoe ek die storie opgetel het, was op 'n Facebook groep wat daar gesê het, heard of another brutal farm attack on Mooiplaas, just east of Pretoria. Victims' ankle Achilles tendons were served with pangas, sycamore, seer gemaak. So nothing in the news. Please advise if you have info. Julle sonder om die polisie te bash of enigiemand anders, want ons is ook lief vir hulle wanneer hulle werk doen en ons goeie polisiemanne daar buite. Maar as ek nie daai screenshot aangestuur het vir die polisie se spokesperson nie, het ek nie die statement gekry nie. En yes, ek stem saam. Jy weet, elke week kry ons statements van Operation Chanela, hoeveel liters drank hulle gekonfiskeer het, hoeveel drank drivers hulle gearresteer het, maar daar word nie meer press statements uitgegee oor insidente soos die wat gebeur nie. En jy weet, wat hulle nie besef nie is, ja, dit lyk nou negatief en daar's crime, maar as daar byvoorbeeld, kom ons sê, 'n increase is in farm attacks, soos wat SAI sê, is dit mos belangrik dat die media weet, sodat mense oor kan rapporteer en, jy weet, die mense op hulle hoede maak, paraat maak. So anyways, long story short,
Dit lyk vir my die gesprek van plaasmoorde kom weer op. Saai het weer daar gepraat en terloops op die kongres wat in USA met die officials gemeet het. Hulle sou maandag geland het by OR Tambo en dan 'n pers 'n media briefing gehoust het, maar hulle vlug was delay. So sodra hulle terug is, gaan ek natuurlike opvolg doen. So long story short, dis bietjie Nies in 'n nutshell. Trots geborg deur, dis Nies in 'n nutshell. Met julle favourite, Frisky Mariski. Like, share, volg en subscribe vir my nuwe membership.